Wil hy my hê, ek moet die ding doodmaak. Jy kan nie gesien het, iemand raak sê, hoe ek het gesien. Nee, ons as intercessors is daar, om dit wat moet gebeur, moet jy klaar doodmaak. En ek sit in die kooiprys in naam van die Here, en ek maak vir Nytjie wakker, ek sê, Nytjie, iets gaan vanmorgen gebeur, maar ek moet die ding doodmaak voor die ding gebeur. En ek sê, Here, gee my strategie. My eggenoot sê altyd, jy moet luister wanneer hy praat. Hy sê, jy moet strategie vra by. Elke ding werk nie altyd soos jy hom wil hê. So jy moet strategie vra. Ek sê, Here, gee my strategie. Want ons kan nie toelaat dat die duiwel ons so rond sit nie. Ons gaan die moegels vandag, sê ek, Here, my eggenoot gaan nie uitgeput wees, hè. Ons gaan 'n lekker dien. In die woord van die Here, daar is geen groter profeet as God se woord. Weet jy maar die Heilige Gees is so getrou terwyl ek daar lê. En ek maak van Nytjie wakker, ek sê bly. In die woord van die Here, tweede Korintiërs 10. 2 Korintiërs 10. Want ek het 'n verantwoordelikheid. Dis wat dit inkom, verantwoordelikheid. Nie net teenoor julle, maar teenoor die kudde, teenoor die gemeenskap, teenoor die volk van die Here. En die woord van die Here gee my hierdie woord, en ek bid net hierdie woord, prys die naam van die Here. 2 Korintiërs 10, vers 3. Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie stryd volgens die vlees nie. Maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur die God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ek bid net die skrif, ek bid om heeltyd, seker so vir 'n halfuur bid ek sê, Here, ek werp neer die vestings volgens 2 Korintiërs 10 vers 4, want U het aan my mag gegee. En vanmorgen toe ek hier opstaan, maak my goed by mekaar, want ek sê vandag, ek kom opgereed, maar toe ek vanmorgen hier staan, toe sê die Here van my, ek het dit al reeds vir jou gedoen. Dit is wat verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid aan gemeente, is nie net oor jou eie mense nie, maar verantwoordelikheid oor elke kind van die Here. Ek weet hoe die naam van die Here, julle wat ouderlinge gaan bekom, of proefgesit geword van ouderlinge. Die woord van die Here sê, en as daar iemand siek is, laat hom die ouderlinge kom. Die hande moet nie bevlek is met bloed, die broeder. U mag nie gefeins wees nie. Dit help nie, u wil bid vir mense, maar u hart is gefeins. Ek weet u die gift van healing, omdat u amper dood was. En wanneer 'n mens deur sulke goed gaan, dan gee God die gift van healing. Maar die gift is nie vir onsself nie. Ek het die gift van healing. Ek kan vir iemand anders bid, maar ek is sommige keer siek. Gebruik u gift vir die koninkryk van die hemel. Dit is goed om siele te win. Dit is baie goed. Maar die hande moet gesond wees. Die hande moet skoon wees. Die hart en die hande moet skoon wees. Die Bybel sê in die naam van die Here, want salig is hulle wat rein van hart is. Hulle sal God sien. Dit is lekker om te praat hoe wonderlik bekeer is ek en u. Maar jou aksies en jou dade en die ding wat in jou mond uitkom. Ek sê nie in pastoor Ty praat nou die aan die ding, hy sê die ding wat in jou mond uitkom is die ding wat in jou hart is. So wanneer jou hart reg is, dan sal jou mond ook reg. My pa het altyd vir my eggenoot gesê, hy sê, Denwil, hy het nie my eggenoot opgeroep, apostel wat is sy kind, hy sê, Denwil, my mond kan verkeerd wees, maar my hart is reg. Hy sê, wanneer ek die ding uit my hart gehaal het, en ek het klaar gepraat, dan is dit klaar, ek kan nie vir jou kwaad loop. Sorg dat die hart rein is. Sorg dat die hart rein is. Want as die hart reg is, dan is die hande skoon, prys die naam van die Here. En laat geen gefeins, daarom sê die woord van die Here, lê af alle boosheid, alle kwaadpratery, alle gefeinsheid. Ek weet nie wat verlang u nie, maar hy sê, en verlang so pasgeborene babetjies, na die onvervalste melk. God se woord is die onvervalste melk. As u nie raad het, jy kry nie van pastoor Jydreen nie, gaan na die woord toe. As jy nie kan bid, jy nie weet nie om vir iemand te bid nie, ga na die woord toe. As jy nie verstaan wat nou hier gebeur nie, ga na die woord toe. Want die woord sê in die naam van die Here, hy is die padkaart, die rigtingwyser. Ek is baie lief vir julle. Julle is baie opposites. Bro Andre is die stille ene.
Die sagte ene. Master Geraldine, nee. As dit jy juffrou kom nou, gaan gou hy saak regmaak. Prys die naam van die Here en so komplimenteer ons as man en vrou mekaar. Respek altyd hierdie se man. Ongeag hy hoe sag is. Respek hom. Beskerm en maak hom toe. Want baie keer, ek het dit geleer dierbaar as ek sê dit, baie keer maak ons ons manne oop, dan gee ons die buitemense kans om jou man te minag. Moet nooit toelaat. Ek sê, ek moet nooit toelaat iemand minag hê. Want hy is sy krag. Hy is sy krag. Soos Pastor Boesa gesê het, al hoorende sy vrou, dan weet hy, hier is ondersteuning, prys die naam van die Here. Maak mekaar toe. Bid sonder ophou. Soek die aangesig van die Here. Want die gift kom met verantwoordelikheid. Moenie julle onderlinge byeenkoms versuim nie. Haal die verantwoordelikheid van pastoor af, want julle is daar om sy hande omhoog te hou nie. Nie net sy hande nie, maar ons as leiers, sy hande ook. Ook aan ons evangelis Ethan, ons evangelis Jannie en sy egenoot. Ek het vir julle net so lief kom kry. Regtig, ek het vir julle baie lief kom kry. En ek sê vir iemand nou in die nagterklede sê ek vir iemand, dit is baie belangrik wanneer ons in posisies gaan, dan moet ons gekwalify word deur die Heilige Gees. It's only the Holy Spirit. Ek was 'n Engelsman. Is nie die Heilige Gees wat ons kwalifiseer vir ons offices. As u Kaap toe gaan saam met ons, dan sal jy hoor baie mense sê vir my, ek gaan nooit pa. Baie mense sê vir my, jy sal ook hoor almal sê vir my, Manetjie, weet jy hoekom? Want ons is net ouers vir julle nie. Maar daar is horde kinders, geestelike kinders, wat ouer as ons is, wat vir ons sê man pa. Omdat die gawe moet sigbaar wees. Daar is 'n skrif, my ek gaan dit lees, die woord sê, doen die werk van die evangelis lei verdrukking. Daai stukkie, moet dit nie ligtelik opvat nie. Terwyl ek in hierdie man bou, het ons bakkies en ons het karre en ons alles. Maar as ons klaar die gemeente afgelei het, dan stak ek en hy sonder petrol. Want ons doen die werk wat aan ons toe vertrou is. Sommige keer het julle net mekaar, dan het julle niemand anders sê, maar moenie mekaar afkrak nie. Ondersteun u se vrou. As hy 'n gift het, as hy iets sien, as hy droom, ondersteun haar. Wanneer die man iets sê, ondersteun hom. En wanneer hy verkeerd praat in die kerk, praat iemand hom by die huis. Ons kan nie met hom praat nie. Iemand vir hom sê, jy het nie mooi gepraat nie. Jy kan nie so praat nie. Dis net u wat hy toegang het, prys die naam van die Here, en die Heilige Gees wat hom sal leer. Mag die Here vir julle seën. Doen die werk van die evangelis. Evangelis is nie altyd skree nie. Is nie altyd hard praat nie. Baie mense dink die evangelis moet hard praat. Hy moet skree. Evangelis sonder Heilige Gees is 'n wind sonder stof. Want daar is geen gewig, geen kennis nie. En 'n mens moet belang. As jy hier staan, ek sê dit altyd, sodra iemand vir my vertel van my ouma en my auntie, nee, ek wil woord hoor wanneer ek hier hoor. Jy moet vir my kan sê, hoe moet ek uit die sonde uitkom? Hoe moet ek bly in die weg? Julle moet hy woord hê en u koop vir julle met die volle wapenrusting van God. Prys ons vir Ethan. Baie lief vir u. Prys die naam van die Here. Ek dink ons ontmoet vir broer Ethan. Prys die naam van die Here. En hy is my altyd stil en sag. En is nog 'n tyd wat ek opgelek het, 'n change in hom. Prys die naam van die Here. Maar ek eer die lam van God vir die liefde wat hy het. Want hy bewys nog steeds sy hand aan jou. Hy bewys elke keer sy hand aan jou. En jy moes al dood gewees het. Weens ongehoorsaamheid. Maar die Here het jou beskerm. Ek wil u vanmiddag bemoedig. Dit lyk glamorous. Ek sê altyd, as 'n mens so jonk is, dit lyk glamorous om 'n evangelis te wees. Maar gaan praat 'n bietjie met die evangeliste wat regtig evangeliste is. Jy kry evangelis en dan kry jy evangelis. Moenie vol liste raak nie, want u is by die Here. U is in 'n gesonde bediening. So kry die kennis van die waarheid en vrees God. Die beginsel van bekering, en my eggenoot sê dit altyd, dis om God te vrees. Begin om God te vrees. Want wanneer die vrees van jou lewe is, al beplan Satan wat, God sal die strikke in sy pad sit, sodat jy behoue kan bly. Want hy het 'n doel en 'n plan vir jou lewe. Jy koop jou met die woord. Wanneer jy sien die ander jong manne is, dan moet daar verskil in jou wees. Moenie soos die ander jong manne wees nie. Wanneer hulle jou sien, of jy kom op 'n plek, moet hulle sommer sê, nee man, moenie met Ethan baie nie, want daar is iets anders binne jou. Maar
Mag die Here julle seën, liewerds. Ek is nou klaar, ek het lank gepraat, ek weet, maar ek moet praat, want sommige keer word jy deurmekaar geskreeu. Maar jy verstaan nie hoekom jy 'n pastoor is nie. Jy verstaan nie hoekom jy 'n ouderling is nie. Jy verstaan nie hoekom jy 'n leraar is nie. Jy verstaan nie hoekom jy 'n evangelis of 'n diaken is nie. Die diaken of die office kom met 'n responsibility. Jy het 'n verantwoordelikheid om vir pastoor te sê ek gaan veld toe gaan staan. Ek sal die ander goed uitsorg, moenie worry nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om saam met Janie te praat. Ek het die visioen. Help my dat ons hierdie ding uitvoer. Jy het 'n verantwoordelikheid, prys die naam van die Here, om die kerk gesond te hou. Nie net vleeslik nie, maar ook geestelik. Mag die Here julle seën wat vanmiddag op proef gestel is en ek vertrou dat julle dit geaanvaar wat daar vir julle gesê het en mag die Here seën.